Goed, heelgetalle, ons gaan nou weer dieselfde sommetjies uitwerk om te kyk of hulle 'n heelgetal is al dan nie. Die versameling van heelgetalle sluit in negatiewe en positiewe getalle wat geen breekdeel het nie. Soos 1 'n heelgetal, maar 1,01 is nie 'n heelgetal nie. Julle sal nou dink omdat hier staan dit gee nie 'n breekdeel nie. Wanneer ons met breuke te doen het, moet ons hom gaan uitwerk en kyk as ons 'n antwoord het of hy 'n negatief en of hy 'n positiewe getal is wat 'n hele is. Met 'n heel bedoel ek soos die 1, nie 1,01 nie. Hy moet glad nie 'n desimaal hê nie. So ons kan 'n breek hê wat sê 4 op 2. Hy kan 'n heelgetal wees, want 2 gaan in 4 in 2 keer, so ek kan 'n hele 2 daar uithaal. Wanneer ons 'n breek het en hy kan gelyk op daarin deel, dan is hy 'n heelgetal. Ons eerste sommetjie, heelgetal se simbool is 'n Z. Ons behandel dieselfde somme soos ek nou gesê het. 2 vierkantswortel 9. Wanneer ons met 'n vierkantswortel te doen het, weet julle dat daar 'n voorbeeldige 2 voor staan wanneer daar niks daar staan nie. So julle kan hom net vir julleself gaan insit. Ek het hom vir jou hier ingesit. Dit beteken dat die vierkantswortel is moet met homself, daar's 'n getalletjie wat met homself gemaal moet word tot die mag 2, sodat hy uit die tronk kan uitkom. Dit is soos 'n boete wat hy moet betaal. Indien hy nie die boete kan betaal nie, bly hy daar binne. So ons probeer nou uitvind of hy genoeg het om die boete te kan betaal, en daarom doen ons dan die leertjies. Die leertjies het ek vir jou aan die regterkant gedoen, so daar gaan 2 3's in 9 in. So dan kan ons dit oor gaan skryf as 3 tot die mag 2. En dit wil dan vir my sê, ja, hy kan sy boete betaal. Die 2 wat aan die buitekant van my vierkantswortel is, betaal met die boete wat aan die binnekant van my vierkantswortel is. Hulle kanselleer mekaar uit. Die 3 kom uit die tronk uit. So die antwoord is dan 'n soliede 3. Is 3 'n heelgetal? Ja, 3 is 'n hele getal. So hy voldoen aan die vereistes van 'n heelgetal. Heelgetal kan positief of negatief wees, en dit sluit natuurlik jou 0 dan in. Ek gaan die som net hier meer uit eenheid vir jou sit. 2 tot die mag 9 kan ons dan skryf tot 2 vierkantswortel 9 kan ons dan skryf as 2 vierkantswortel 3 tot die mag 2, en hy betaal sy paspoortgeld en hy kom uit. Dis voldoen die som aan die vereistes van 'n heelgetal, en is hy dan wel 'n heelgetal. Met hierdie vierkantswortel staan daar 3 voor. Dit beteken die getal binne in die geval wat 'n minus 9 is, moet ons 'n getalletjie kry waarmee hy 3 keer met homself gemaal kan word, sodat hy die paspoortgeld kan betaal om uit die tronk uit te kan kom. Ons moet dan weer eens ons leertjies doen, en met die leertjies gebruik ons priemgetalle. Hier het ek vir julle die leertjies gedoen. En as jy die vorige video's al gekyk het, het ek dit nou vir julle verduidelik. Hierdie tabel aan julle regterkant, 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 'n plus maal 'n minus is 'n minus, 'n minus maal 'n minus is 'n plus, 'n minus maal 'n plus is 'n minus. Selfs met jou deel, plus gedeel deur 'n deel is 'n plus gedeel deur 'n minus is 'n minus gedeel deur 'n minus is 'n plus, en 'n minus gedeel deur 'n plus is 'n minus. Met my leertjies het ek gesien dat dit minus 2 maal 2 maal 2 gee vir my minus 8. Ons kan ook sê minus 2 maal minus 2 maal minus 2 gee vir my minus 8, want 'n minus maal 'n minus is 'n plus, en 'n plus maal 'n minus gee weer vir my 'n minus. So ek gaan dan in daai wortel, gaan ek 'n negatief moet hê. Sou daar nie 3 gestaan het nie, en daar het 2 gestaan, dan sou hy 'n positief wees. So wanneer hy met 'n ewe getal is, en dis 'n negatiewe getal, gaan hy altyd op 'n positief eindig. Wanneer ons 'n onewe getal het, en ons 'n negatiewe getal, gaan hy altyd dan 'n negatiewe getal hê. Hier het ek dit mooi vir julle uiteengesit.
'n minus 2 maal 'n minus 2 maal 'n minus 2 gee vir my 'n negatiewe 2 tot die mag 3. Onthou, daar staan 'n voorbeeldige enetjie agter elkeen en wanneer ons maal, plus ons magte bymekaar. Hy kan wel sy paspoortgeld betaal, hy kom uit so minus 2, so dis voldoen hy aan die vereistes van 'n heelgetal, want hy is negatief. 'n Heelgetal kan 'n positiewe of 'n negatiewe getal wees, solank hy 'n heelgetal is en nie 'n desimaal het of 'n breek wat nie in 'n heelgetal kan opdeel nie. As ons na 5 op 9 kyk, as ons die som uitwerk, kom ons op 'n desimale getal uit van 0,555556. So dit voldoen nie aan die vereistes van 'n heelgetal nie, want hy kan nie in 'n hele getal opbreek nie. Hy's 'n 0, iets. Net weer die vereistes, dit moet 'n positiewe of 'n negatiewe getal wees. Die getal kan ook 'n 0 wees. Die getal mag ook nie 'n desimaal wees of 'n breek soos in die geval nie. So enige positiewe en negatiewe getal, geen desimaal en breek as hy nie gelykop kan indeel nie. As ons kyk na pi is ook 'n desimale getal, minus 3, hy is 3.14159265 en 4. Hy voldoen dan nie as 'n heelgetal nie, want hy het 'n desimaal in. En as ons kyk vierkantswortel minus 6, as jy dit in jou sakrekenaar gaan sit, gaan jy 'n math error kry, so hy is dan ook nie 'n heelgetal nie. Onthou net weer, wanneer ons met vierkantswortel te doen het, en daar is 'n negatiewe getal binne, en die mag wat buite staan, voor, daar waar jou denkbeeldige 2 staan, as daar 'n ewige getal is, soos 2, 4, 6, 18, 12, gaan dit altyd 'n math error gee, as jou getal binnekant 'n negatief is. So my getal binnekant 'n positief gewees het, gaan hy nie 'n math error gee nie. Dis wanneer ek 'n negatiewe getal het, en my mag aan die buitekant is dan 'n ewige getal, dan is dit 'n math error. Sou hy dan 'n onewige getal gewees het, soos 'n 1, 'n 3, 'n 5, 'n 7, dan kan die som wel uitwerk, maar hy gaan definitief ook dan nou nie 'n heelgetal wees nie. Weer 'n keer die vereistes van 'n heelgetal, dit moet 'n positiewe of 'n negatiewe getal wees. Die getal kan 'n 0 wees, en die getal mag ook nie 'n desimaal of 'n breek wees nie. Ek hoop dit maak vir julle sin, ek hoop julle verstaan en julle kan nou uitwerk wat is 'n heelgetal en wat is nie.